Ons gesels vanmôre met Anina Bali. Anina is 'n paramedic. Ons doen gou vanoggend in gesprek met 'n paramedic. Ek ken van Anina baie jare. Ons kom 'n lang pad saam. So Anina gaan vir ons 'n bietjie meer kom vertel oor haar lewe as 'n paramedic, hoe dit gekom het dat sy tot daar gekom het. En dan gaan sy seker vir ons so deur haar lewe vat tot waar sy vandag is. En dan het ons ook 'n paar vrae wat ons vir haar wil vra. So as jy enige vraag het wat jy vir haar wil vra, hou dit net 'n bietjie terug. Ons gaan die vrae doen sodra ons klaar met haar gepraat het. So ek gaan gou die kamera draai en dan gaan julle nou vir Anina daar in die skerm sien. Sy's super chilled, soos wat sy daar sit. Anina, goeiemôre, baie dankie dat jy hier is. Ek weet dat dit rof is op jou. Ek weet ook dat jy nou 'n 4 jaar kursus weer gedoen het, waar jy vir 4 jaar van jou huismense af was. Anina is getroud, Anina het 2 seuns, maar Anina het in al die tye wat ek vir haar ken van dag 1 af, nog nooit opgehou leer nie. Anina is een van daai mense wat nie, ek dink nie sy sal ooit ophou nie. Ek dink ons sit nou hier en ons sê nou, okay, Anina, ons gaan jou seker nie gou weer in die Kaap sien nie, en voordat ek my oë knip, is Anina weer in die Kaap, want dan sit weer die volgende kursus. So, eerstens wil ek net sê baie dankie dat jy bereid was om hierdie tydjie af te knip, om met ons te gesels, want ek dink dit is belangrik dat mense moet weet, wat doen 'n paramedic? Wat is die lewe van 'n paramedic? Want ek dink baie keer dink mense dit is maanskyn en rose. Hoor julle daai? Daai sê vir jou dit is nie maanskyn en rose nie. Kom ek vra eers vir jou, wat het jou laat besluit? Hoe het jy jou eerste keer in jou lewe besluit, ek wil in hierdie ambulans klim, want dis wat ek wil doen? Hulle het my getriek, dis hoe hulle dit gedoen het. Okay, so, hallo julle? Dit klink interessant. Anina, ek is nou in die ambulansdiens 27 jaar. Ek 20 jaar as paramedicus, maar ek sal julle nou verduidelik van dit. Hoe het ek net gekom? So het ons van die noem vroeër jare die 1-man ambulans daar gehad. So jy was alleen op die ambulans, net 1 persoon. En julle kan julle indink, veral in die platteland waar ons soos ure en ure ry om by pasiënte te kom of om hulle in die Kaap te kry of so, raak het maar 'n bietjie alleen. So die ouens het my by 'n noodhulp, 'n rugby noodhulp gekry en my gevra of ek dalk net wil saam ry as ek belangstel in die medies, om net 'n gesels companion te wees. En dit is hoe hulle my vasgevang het in hierdie diens. Ek wou eintlik 'n argitek gewees het. Dit was eintlik 'n plan te teken. Sjoe, maar dit is 2 wêrelde uit mekaar uit. Ja, so eintlik, dan neem ek met aan, ek was veronderstel om hier te wees waar ek was. Want ek laat wat ek doen. Ek is een van daai min mense wat nie werk nie. Ek lewe. Ek geniet wat ek doen. Ek laat wat ek doen. So en dit is hoekom ek kan aanhou leer en aanhou doen en vorentoe trek en my familielewe opset rondom die ure wat ons werk en al die klas van dinge. So ja, dit my getriek hier. Ons moet dalk nou ook net sê, Anina se man is ook 'n paramedic. En Anina se man besit eintlik sy eie privaat ambulansdiens. Ons gaan nou nie ingaan op waar en hoe nie, want ek het nie vir haar voor die tyd gevra, mag ek daarop ingaan nie. Maar so hierdie is 2 paramedici in 1 huis. En hulle werk skofte. En hulle 2 seuns. Dit kan nie maklik wees nie. Okay, Nina, maar toe is jy nou op die ambulansdiens en jy ry nou eers net saam. Ja, so ek was standaard 8 toe ek begin werk het. Saam met hulle begin werk het, so 16. Ek het actually basically geleer ry in die ambulansdiens. Ja. En dan het ek nou maar net, ons maar net daai jare was die diens nie so vreeslik regulated soos dit nou is nie. So Yes. ek het maar agterin, want die pasiënt sou in afval alleen daar agter lê, so nou het ek maar daar gesit en gekyk het alles gegaan. Maar meestal was ek maar net 'n saamry companion, lag en gesels, die ouens wakker hou tipe van ding. Ja.
tot ek matriek gemaak in 2000. Nou gee ek my ouderdom weg, maar dis fyn. Die ding wat ek reg kry op my ouderdom is seker 'n prestasie Ek eerder dink as so. Ja. So, toe het ek in 2000 matriek gemaak en toe het ek so hier en daar gewerk, stukwerk gedoen, so by die fabrieke gewerk het, so net om myself in die lewe te hou, terwyl ek gevolunteer het op die ambulans. En toe het hulle my 'n kontrakpos gegee in die beheerkamer, so toe het ek die dispatching en call taking gedoen, Okay. wat 'n straf was, want jy hoor die calls kom in, jy hoor die mense hardloop uit en jy sit agter daai telefoon. Ja. En Ja, en dis niks wat jy kan doen nie. nee, ek kan nou maar net sit en luister wat inkom. En so Ja. toe het hulle my, toe het ons wat ons 2 jaar genoem het die basiese ambulanskursus aangebied. En ja, dit ek dit gaan doen in 2002 en van toe af is ek maar waar ek is. Okay. So die kwalifikasies is 'n baie interessante ding tans in Suid-Afrika. So ons het vroeër jare die kort kursusse gehad. Jy sal hoor die mense praat daarvan. So ons het 'n BAA gehad, 'n AEA en dan 'n CCA. So die BAA was die basiese ambulans ou. Jy kan net die basics doen om in jou lewe te hou. En dan basically bestuur. Wat is ek gaan nou so 'n bietjie in jou sop val kort. Wat is die basics? Die basics is CPR, kunsmatige asemhaling met die Dis soos wat jy noodhulp sou doen. Ja, basically noodhulp. Okay. Met 'n paar drugs, klink nou baie Ja. maar 'n paar drug medikasies Yes. En dan het ons die AEA of Intermediate Life Support in Engels gehad, so dis nou so half tussen 'n Advanced Life Support paramedic en 'n BAA, so hulle kan wel 'n drip op sit, en bietjie meer medikasie gee en so ja, hulle kan al meer doen om jy, maar die protokol het ook in die tussentyd redelik verander, so die dinge evolve maar die hele tyd, dis hoekom ons die hele tyd leer. Ja. En dan het ons wat ons gaan doen met die critical care assistant wat die advanced paramedic was. So ek het daai gedoen. So ek was 'n advanced life support paramedic, maar ons het dit in 9 maande gedoen. Ja. So ons het basies 'n 4 jaar kursus in 9 maande ingedruk. Dit was baie intens. Ja, en toe het ek nou, dit was in 2005, so en tussen dit hier het ons ook wat ons noem reddingskursus of rescue kursus, so dis die ouens wat die karre oopknip, die berg klim, die swemwerk, doen daai goed om jou te gaan haal, daar jy jouself gekry het in die moeilikheid en terug te bring na die ambulans toe. Ja. So ek het daarin ook begin en dit is die deel wat ek laaf van my job, is die rescue deel. Okay. So toe het ek 2002 BAA, 2003, 2004 rescue begin doen en 2005 gekwalifiseer as 'n paramedic. En soos alles het die rescue kursusse ook maar hulle verskillende vlakke. So toe het ek in 2012 wat ons noem 'n rescue technician geraak, so ek kan jou basically uit enige situasie uit gaan haal en jou bring tot by die ambulans. Ja. En dan het ek en toe verander dit. Toe stig die government die National Qualifications Framework. So nou moet jy 'n NQF qualified kursus doen. Ja. En so toe moes ek nou vir 4 jaar toe dit begin by allerlei verskillende kwaliteite, begin met die ECT en 'n National Diploma en 'n BMC en dit. So behalwe al die 3 kursusse wat jy nou gedoen het om 'n paramedic te wees, moet jy toe weer basies van voor af vir 4 jaar begin swat, omdat die kursus glad is, so as jy een van die ander kursusse gedoen het in die tussentyd wat NQF qualified was, kon jy credits kry. Ek kon geen credits kry, so ek moes van voor af weer begin. Okay. Die 4 jaar kursus om dan hopelik maandag te kwalifiseer. So dan het ek nou 'n bachelor's graad in die emergency medical sciences noem hulle dit. So jy kan nou, wanneer daar 'n groot ongeluk is, kan jy basies alles doen om daai pasiënt daar te stabiliseer en om na hom of haar na 'n hospitaal toe te neem en daar gee jy dit dan oor soos wat ons op TV sien, ek sê in hakies op TV sien, gee jy hom of haar dan daaroor met wat jy gedoen het en wat jy vermoed die probleem is. Yes. Is ek reg? Yes. En so aan die platteland is ons in 'n unieke situasie waar ons is baie min daar. So, Ja. Hier in die Kaap sal jy 'n paramedic en 'n rescue technician en almal anders op die toneel hê. Ja. Waar in die platteland is dit baie keer net ek. Ja. Ek is dan die rescue technician, die paramedic en so ja, ek het gehoor ons sal later praat oor die interdienste, die dienste wat saamwerk. Ja. Dit werk heeltemal anders in die platteland as wat dit hier in die Kaap werk. In die Kaap. So ja, ek het al die kwalifikasies om dit alles te doen. Dit raak baie keer 'n bietjie baie om oral aan te vat, maar ons touch with die uitwerk baie goed saam met my crews en my dienste om dit reg te kry op die stadium. Okay. So met ander woorde, as sê fire nou die een of ander krisis het,
dan kan hulle op jou knoppie druk en sê kom klim. Ons gaan gewoonlik as 'n span saam uit, so ek sal uitgaan met die rescue bakkie en hulle sal kom met hulle voertuig. Okay. So ons is reël na ongeluk toe gaan ons saam, na brand toe gaan ons saam. So ek is nie gekwalifiseer as 'n firefighter nie, ek het 'n basic firefighting Yes. maar ek kan op pype rondtrek en krane. Maar jy kan saam met hulle werk as hulle daar is. Jy weet om nie in hulle pad te wees nie, maar om hulle te kan help. En dan ook sommer as ons dan 'n pasiënt daar kry of een van hulle kry seer of so, dan is ons sommer daar op die rond ja. Ek het ook al foto's gesien want jy laai baie keer daai foto's op. Ek sou ook al daai foto's opgelaai want ek sou moer trots gewees het en ek dink jy is. Ek het ook al foto's gesien waar jy op 'n rabbedak in die see is. Yes. Vertel gou vir ons 'n bietjie daarvan. Die rescue technician kursus sluit in 12 modules. Nou moet ek onthou dat is basic rescue extrication. Dit is high angle 1 en 2. So dis basically toue werk teen die berg teen geboue of so en op. Dan ons die basic firefighting kursus, dan doen ons swiftwater rescue, so dis nou die rivier waar as vinnige vloeiende water is. Dan doen ons surf rescue wat is in die see, so die waves en die goeters. Ons doen small boat handling, so ons kan met die boot uitgaan om jou te help. Ja. Ja, maar ek dink ons doen trench rescue, so as jou trenches inval, hoe om die pasiënt uithaal, om jou veilig daar uithaal sodat ons jouself in die moeilikheid kry nie. Okay. To confined space rescue, wat ek haat by the way. My baas weet hoef my nie eens te bel nie. Confined space is nou in 'n baie nou, maar as ek nie my arms kan beweeg nie, dan sal ek nie sommer daar ingaan nie. Ek sal vir jou koffie maak buitekant. So, ek weet, ek was nog net in 'n situasie waar hulle my gedwing het om dit te doen nie. Ek sal dit heel moontlik kan doen as jy my soos in die spot sit, maar as ek tyd het om oor te dink, ja, gaan 2 keer dink oor. So confined space is nou nie my gunsteling nie. Dan doen ons structural collapse, dis nou die George gebou wat in mekaar geval het. Search patterns, hoe geboue in mekaar val, hoe om te weet waar mense te gaan soek, die kameras en die goed te operate en die listening to was. So ja, ons doen, ek kan nou nie vinnig ja, so ons doen 'n bietjie meer advance. Ek het heavy truck rescue gedoen, so dis bietjie anders as busse en trokke. Versus karre, dan doen ons hazardous materials, so die class 3 suits, as jy nou die petrol tankers het wat val of die Koeberg trok wat in die moeilikheid kom, hoe om met dit te werk. Hoe intens is dit? Want ek het nou met julle firefighting rescue challenge gesien. Julle het hierdie dikpak, julle het in elk geval hierdie dikpakke, wel nou nie gewoonlik op die ambulansie, maar julle in elk geval waar fire en so by is, het julle hierdie dikpakke aan. Julle moet hierdie hektiek gewig dra. Hoe koop jy? So ons oefen maar gereeld, ek het nou 'n bietjie agter geraak met die wat ek vir 4 jaar basically gesit en leer het. Ja. Maar ons is ons deel van ons wat ons noem performance struktuur is, ons moet fiks wees. So ons kry tyd om te oefen in die dag. Daar word van ons verwag om fiks te wees. So ja, ek weet ek lyk nie so baie fiks, so sal daarby kom later. Maar ek is fikser as wat ek lyk, glo my. Sy is julle, ek het al gesien. Ek beloof julle. Ja, dis wat ons maar jou daar is minimum requirements wat jy moet kry, maar ons is maar 'n kompeterende klomp by mekaar, so ons hou kompetisies onder mekaar, compete met mekaar om ons fiksheid. En daai pakke wat julle so aantrek, warm? Baie warm. So ons het nie 'n volle fire, ons het altyd fire suits gedra, maar nou doen ons wat noem rescue suits. So as jy heeltemal so dig soos die fire suit nie. Maar hy's brandbestand ons nou en al die dinge ons smaak om ons te beskerm. Ja. Maar dit raak 'n challenge in vrede al as dit so 50 grade dag is en jy moet daai suit aantrek. Verseker. Ons doen ook soos met ons training nou vir die Firefighter Challenge doen ons baie in die sauna gesit om te probeer om dit te tolerate. Dit is iets wat ek graag doen nie, maar ons doen wat ons moet doen. Jy voel dit in elk geval in die oomblik as jy die adrenaline en jy besig om te werk, voel jy dit nie soos wanneer die pasiënt gelaai is en weg is en nou die tyd om te dink daaroor dan ek hoor. Dan raak dit warm. Julle goeiemôre almal wat join. Hier is nou 'n paar nuwe mense ingekom. Ek noem net vir julle ons gesels vanoggend aan die ander kant van my skerm sit vanoggend Anina Bali. Sy is 'n paramedici. Vol paramedici. En sy het nou al 'n bietjie vir ons vertel van waar sy begin het en hoe sy gekom het tot waar sy nou is. En sy is nou juis weer besig met 'n 4 jaar kursus wat hopelik maandag vir haar klaarmaak. En dan gaan sy weer 'n bietjie terug huis toe. So sy vertel gou vir ons 'n bietjie meer rondom paramedics. So, wat is die oproep wat jy al gekry het wat die benoudste geklink het, maar wat eintlik niks ernstigs was toe jy daar aankom nie? Dis baie deesdae. Die ouens het probeer om die ambulans vinniger daar te kry deur te jok oor wat eintlik op die toneel aangaan. So
dit sal nou enigiets switch van die bloed wat spuit tot die persoon wat jy asemhaal nie, en dan kom jy daar en dan staan 'n wag of jy breek. En dit is Is dit net om by die hospitaal te kan kom, of hoekom dink jy doen mense dit? dit? Dit is 'n minor issue, maar dan, soos ons almal weet, wag mense maar dis baie lank vir ambulanse. Ja. So dan jok hulle oor wat aangaan om te probeer met ambulans. En jy praat nou spesifiek van die platteland, né? Nee, Of gebeur dit in die stad ook? Oral. Okay. So Alright. dit is 'n groot probleem, want jy vat dan 'n ambulans weg van iemand wat dit dalk regtig nodig het, omdat jy gejok het. So ons probeer mense afraande te doen, maar dit is maar moeilik. Ja. So dit is ja, dit is En- die frustrerende dinge. En het jy al oproepe gehad waar iemand sê, wel, ek dink ek is in die moeilikheid, maar vat jou tyd, en dan kom En jy ek moet daar is 'n en dan verantwoordelikheid baie. en dan hardloop jy verwoed en jy veg vir daai persoon se lewe. So dit is baie keer omdat mense net nie, dit gaan ook dit klink sleg, maar uneducated is in medies. Ook nie uneducated people nie, net mense wat nie verstaan die mediese gedeelte daarvan nie. En jy kry dit baie veral met mamas met nuwe babas wat nie weet nie, dan hulle wil ook nou nie, hulle wil nie jou tyd mors nie, maar hulle besef nie altyd, ek het met my eie kind nie op 'n stadium nie besef hoe siek hy was, tot ek hom actually neergesit het en teruggestaan het om net te kyk. So dit is maar net oningelig rondom die mediese situasie en so aan. So dan die ou voel okay, soos ons kry wat ons noem 'n silent MI, veral in diabetiese pasiënte. Verduidelik vir ons So asseblief. hy kry 'n hartaanval, maar omdat sy senuweepunt al dood is van die diabetes oor al die jare, voel hy nie noodwendig pyn nie. Hy voel net weird. So hy bel want hy voel weird, en dan as ons daar kom en ons doen 'n EKG, dan is dit so 'n groot MI. Ja. So daar's ja, baie dinge. So ek wil sê bel eerder vroeg as laat, maar as jy enigstens in staat is, gaan liewer eerder tot by 'n hospitaal of tot by 'n mediese fasiliteit. Moenie wag vir die ambulans as daar voertuig beskikbaar is nie. Baie keer sal ons daar kom en dan staan 'n kar voor die deur en hulle wag vir die ambulans. But why? Ry tot by die hospitaal. Laat hulle jou uitcheck van daar is maar siektes wat wegkruip en so aan, en dan die tyd wat jy besef jy siek is, dit hopeloos te laat. Ja. Of die tyd besef jou kind is siek, is dit hopeloos te laat. So ja. Wat sal jy sê is die ergste oproep wat jy al gehad het? Ja, daar is te veel om van te kies. En ek het vir nou gevra om spesifiek die vraag met te vra, want ek wil dit graag aanspreek. Want die oomblik as enigiemand 'n paramedic of 'n mediese dokter of so sien, dan sal dit die eerste vraag wat hulle vra. En dis seker die wreedste ding wat jy iemand kan doen. Want jy weet nie wat ek hierdie week gedoen het nie, so jy skiet my van daar terug tot by daai ongeluk sonder dat jy eers daaraan dink. Ek gaan dit noodwendig vir jou sê nie. Ja. Al sê ek jou ook, jy kan nie. Mense dink wat op die TV gebeur is wat jy sien. Dat jy kan nie vir jou indink die goed wat ons sien en waarmee ons deel nie. So. Ja. En met baie sielkundige berading en hulp en so aan, leer jy om dit weg te sit. En die oomblik as iemand jou so 'n vraag vra, dan bring dit, jy kan nie kies nie. Ja, Jy weet nie waar dit gaan opbring. Dis soos woep, hier's dit Dit terug. gaan jou terug na 'n ongeluk toe of 'n insident toe wat jy al probeer bære het. Ja. En dan net soos dit is jy terug daar. En dit is moeilik. Ek probeer dit my vriende ook afraam om te doen, maar van hulle dink is snaaks en grapperig daar. So dit is wreed om dit vir 'n paramedic of enigiemand te vra in daai professie. So ek wou hê jy moet my vra sodat ek kan verduidelik asseblief. Dis rof. Dis nie asseblief. Dis nie die eerste vraag wat jy vir iemand moet vra as jy hoor hierdie persoon is 'n paramedic, is die eerste vraag wat jy vir daai persoon vra, wat se ergste wat jy al gesien het. Dit is nie die vraag om te vra nie. Nee, asseblief nie. En so ja, dit is jy het nie 'n frame of reference nie. Dis soos as iemand as ons 'n nuwe ouetjie in die ambulansdiens kry en hy's opgewonde vir 'n taxi-ongeluk. Want wat hy sien is die foto's op die TV of in die koerant of so waar die pasiënte net verduidelik. Jy kan net sien hierdie kar, ons kan praat oor karre en hoe kom hulle lyk soos hulle lyk deesdae. Ja. Jy het nie hy het nog nie die pasiënte gesien nie. Hy gaan dit eers sien die dag van hy actually na die taxi-ongeluk te gaan. Ja. Hy actually sien daar lê nou 12 pasiënte en jy moet nou kies wie help jy en wie help jy nie. So dit is dis nogal 'n moeilike ding. En hoe doen jy dit? Hoe kies jy Want vir wie om te help of vir wie? protokolle daarvoor. So daar's baie streng protokolle rondom hoe ons besluit wie ons help waar, veral op sulke insidente. Dit was nou makliker as dit net 'n kar is of so aan. Ja. As dit dan meer pasiënte is, dan is daar protokolle in plek. Maar jy het seker ook al gehad dat iemand opstaan en wegstap en sê ek is okay en help daai persoon wat dan nou sê net maar vasgevang sit in 'n kar en op die oog af lyk hierdie ou okay of vrou okay wat wegstap,
en die volgende oomblik sak hy persone mekaar. Maar deel daarmee soos dit opkom. En kan gebeur, obviously kan- dit sulke goed al met jou gebeur. Ja, jy kan nie dwing om jou te help as ek 'n klomp ander mense het om te help nie. En as jy dan nou in mekaar sak, dan sal ons daarmee deel. Die kans dat jy mekaar sak 50-50, ek weet ek het geen idee nie. So dan Ja. spandeer ek altyd aan jou en jy gaan nie in mekaar sak nie. Versus Waar jy iemand kon gehelp het wat regtig waar nie in nood is. Maar moeilike besluite om te neem, maar ons neem maar op die dag en ons doen die beste wat ons kan vir die eerste persoon. So ja, wat jy vir my sê is 'n paramedic neem nie op 'n daaglikse maar op 'n uurlikse basis moet hulle besluite neem wat is belangriker, hoe Yes. okay. So, Maar daar weer is eens lekker ook protokol wat is en jy werk volgens daai Ek dis protokol. maar 'n gut feeling ook, maar die meeste van die tyd bly maar by die protokol, dit beskerm jou aan die einde van die dag as daar comebacks en goed kom. Kan nie verduidelik hoekom jy Ja. gedoen het. So ja. As jy nou moet wat van die platteland af kom, wat nou al wel, dis nie asof ons in die Kaap of in die stad asof ons ongelukke anderster is as die ongeluk wat op die platteland gebeur nie, maar as jy 'n verskil enigstens kan uitlig tussen wat op die plattelande gebeur en wat in die stad gebeur, is daar iets wat jy kan sê? Dit voel vir my die ongelukke by ons is effens groter. So dis gewoonlik 'n taxi vol mense wat travel na 'n so hulle gaan net verby of dit is 'n bakkie vol mense wat elders gaan kuier het vir die dag en terug gaan huis toe en Ja. so en dan omdat die paaie oop is, dis mos nou maar die N7 is maar Ja. lang oop pad, so dan hulle ry om by die huis te kom. So dis vir my baie keer asof ons meer pasiënte per op 'n toneel het. Ja, En teen hoër spoed. In die Kaap gebeur dit dat die ou sy kar se engine oopblaas en op die N1 afjaag. Ja. Maar sy reël kry dan net homself in die moeilikheid of daar's een of twee karre betrokke. Maar ek moet ook sê ek het nie genoeg sulke goed hier gedoen nie, maar hulle het weer baie meer sal ek dit noem interessant in my wêreld gevalle hier, want daar's meer fabrieke, daar's meer sulke tipe dinge hier wat ons nie so baie het in die platteland waar hulle interessante goed het, waar mense hulle self op baie weird maniere in die moeilikheid kry en dan moet ons planne maak om hier uit te kry, want daar's geen standaard manier hoe om iemand uit 'n masjien uit te verwyder as hy homself daar ingesit het. Jy moet maar daar kom en kyk wat jy het en sien hoe jy dit kan doen. Ja. So, dit is behalwe wat jy besluite neem oor mense se lewe en dood elke dag, is jy ook besig om te besluit hoe gaan ons hierdie situasie. Ja. Want geen twee situasies is dieselfde nie. Geen kar buig dieselfde in 'n ongeluk nie. Hulle react net nie dieselfde nie. Jy slaan die angles waar teen die barrier slaan is different. So dit is maar dis daar kom en kyk wat jy kan doen. So ons het basic extrication principles, maar werk hulle altyd so nee. So jy moet maar 'n kombinasie van die klomp gebruik. So dit is maar En ek dink as 'n mens aan 'n paramedic dink jy dit is die ou wat jou kom uithaal wanneer jy in 'n kar ongeluk was. Wat waar is, né? Maar daar's soveel ander dinge wat mense nou nie hulle het dalk in 'n agterkop, maar mense dink 'n paramedic is gekoppel aan 'n motorongeluk of 'n motorfietsongeluk of so. Hulle dink nie daarin dis iemand wat vir jou uit 'n confined space kom uithaal nie. Hulle dink nie daarin dit is iemand wat soos jy nou gesê het in 'n fabriek in 'n masjien beland het wat jou daar kom uit. Ek dink mense dink meer aan 'n paramedic dit wat hulle elke dag sien. Dit wat hulle elke dag sien. Yes. Okay. Dan die ander ding wat ek ook vir jou wil vra, ons sal nou by die vrae kom en ook nog weer bietjie praat oor, jy weet, jou ongelukke. Ek bedoel jy sien trokongelukke, jy sien motorfietsongelukke, jy sien karongelukke. Ek het nou die dag iets gesien wat my hewiglik ontstel het, maar ek was nie naby genoeg om iets daaromtrent te doen nie. En ons was op pad gym toe en so 4 karre voor ons by die Rooi Robert sit 'n vrou in 'n Suzuki Swift karretjie. Haar seentjie sit agterin met sy voete by die venster uit. En die dogtertjie sit voorin met haar voete op die dashboard. Ek sien Final Destination voor my. Want as daai vrou in 'n ongeluk kom, het beide van haar kinders 10-1 nie bene hoor nie. Wat is die raad wat jy vir mense kan gee om net 'n bietjie, want daai ma sê ek vir jou, het vandag heeldag gewerk, sy's moeg tot in haar siel toe, so sy dink, ag, gaan julle maar net aan, maar sy besef nie, dit hoef nie eens 'n ma te wees, dit kan 'n pa wees, daai was nou 'n ma, besef nie die gevaar van dit nie.
Ek onthou toe ek en Rian begin uitgaan baie jare terug, het ek baie graag ook met my voet op die dashboard gesit en hy het vir my gesê, daar's nie manier nie. Al af jou voete daar. As ons in 'n ongeluk van vooraf kom, het jy bene gehad. So, het jy al so 'n tipe ongeluk gesien? Het is nie so baie diep dink, ek weet nie. Nie noodwendig met 'n kind nie, maar waar selfs 'n groot mens dalk met bene op 'n dash gesit het en wat s'ie raad wat jy sou gee? Wat sou jy sê vir daai ouer wat 'n kind toelaat om met sy voete by 'n venster uit te sit of met sy voete op 'n dashboard te sit? Daai mense het daai kind toegelaat van klein dag af om dit te doen. My ding is, as jy jou kinders van dag 1 af leer om in hulle karstoeltjie te sit, gaan hulle nie op 2 jaar met jou beklei wanneer jy hulle wil leer om dit te doen nie. Gaan jy gou in die rede val. Erna Engelbreg sê, hallo Nina. Vroukie met die naam Janetta Voljoen wat gesê daai ek as 'n security by die hospitaal gewerk en onthou jou baie goed jy's 'n ster. Awesome. Okay, maar ons gaan nou vir julle kans gee om vir haar vrae te vra. Ons het nog 'n paar vrae wat ons vir haar wil vra. Ek wil ook nie Nina se hele dag gebruik nie, maar ons Nina vertel 'n bietjie vir ons. En vir die van julle wat nie weet, is 'n paramedic en Nina vertel 'n bietjie vir ons meer van haar lewe en ons vra natuurlik al die vrae wat ons nou kan dink aan om vrae te vra. Sorry Nina, kan jy nou nie redig Is 100%. So om 'n kind te kry om in 'n karstoeltjie te sit, moet hy daar sit van dag 1 af. Jy moet hom by die hospitaal uitvat in sy karstoeltjie. Daar's geen rede hoekom hy nie in sy karstoeltjie moet sit nie. Yes. Dan gaan hy nie op 2 jaar wanneer jy nou besluit hy moet in sy karstoeltjie sit met jou beklei nie. Ja. Hy gaan weet dit is sy plek. Ja. En dis die plan is om as ek teruggaan en ek moet net eers toestemming by die werk kry, is om soos 'n tipe van 'n Facebook groep te begin waar ek kan raad gee of miskien in die plaaslike koerant of enigiets, want ek sien so baie dinge. Interessant. Weet enige iemand, dan gaan ek julle vra nie 'n paar minute gee om my te antwoord. Hoe vinnig skiet jou airbag uit in jou kar as jy in 'n ongeluk kom? Kyk gou of julle dit kan uitfigure. Moenie Google nie. Julle, ek is baie eerlik hier waar ek sit. Ek gaan julle agter die skerm. Ek weet nie wat om aan te antwoord nie, want ek weet nie. Is daar enige een van julle wat weet? Sê gou vir ons, kom ek gee gou 'n minuut. Sê gou intussen dit praat aan Nina aan. Ek wil julle verduidelik hoe 'n airbag werk en hoekom baie mense seer kry met 'n airbag en ander mense dit oorleef. Okay. Ek sal julle ook verduidelik hoekom die airbag nie altyd uitkom nie. So mense weet nie al hierdie goede en dan maak hulle assumptions. So dis die idee. Ek wil die groep begin om vir jou te wys hoekom dit beter is vir jou om jou ligte aan te hê dag of nag. Ja. So in jou kar klim sit jou ligte aan. That's it. Meeste karre nou start en afval op met hulle ligte aan waarvoor ek baie dankbaar is. Ja. Maar as jy outomatic is, dan is dit nie volle ligte nie en jou agterligte is ook nie altyd aan nie. So dis net beter. Ek sal die foto's vir julle share om te jy's basies meer alert wanneer mense kan jou beter maklik sien. Want jy kan makliker die persoon se afstand van jou af judge ook. So daar's 'n klein goedjies soos as jou kind ek kan dood as ek kom en die kind sit op sy arms op die voorste en ek weet daar's 'n airbag in 'n kar. Kan julle nou verduidelik hoekom? Okay. So sulke klein dingetjies kan jou lewe red en ek wil graag Tequila Queen se pikkewyn is een van my wats. Sy sê sy voel die airbag dadelik, hy skiet dadelik uit, sê sy. Stel sê môre hier in Portugal met kinders in karstoery, jy kry groot fine hierso. En kinders onder 13 mag nie voorsit nie, onder andere. Ja, en dan sê Larry ook net 'n airbag kan ook baie einde maak. Okay, Anina gaan vir ons verduidelik. So 'n airbag kom uit en om en by 200 km/h skiet hy voor jou uit. Die idee vir dit is en hy skiet dadelik op inpak, né? Nee. Ja, dis as daar 'n sensor is. Okay. So meeste karre het net sensors voor in hulle bumper. So as die impak op die dak is, gaan die sensors nie geactiveer word, so airbag gaan nie uitkom nie. Okay. Jy moet 'n sensor slaan vir 'n airbag om uit te kom. So hoe meer sensors het julle dit geweet? Hoe meer mense het geweet? so as jy die sensor mis, dan sê 'n airbag. So jy kan nie die company aankla nie. Ek hoor so baie ek gaan klagte teen ek gaan die company so whatever ook al as jy nie die sensor geslaan het, jy gaan die airbag uitkom. Okay. So hy kom uit in 200 km/h met die idee dat as jy teen 120 km/h by hom kom, het hy reeds gedeploy en begin afblaas. So nou kom hy vang basically vir jou en hy blaas stadig af want hy het gate in die agterkant. Yes. So hy kussing basies jou. Nou as jy 200 km/h ry en jou airbag kom uit in 200 km/h, waar slaat julle twee mekaar? Op daar waar hy uitkom. En dit is hoekom baie mense facial fractures en sulke gekry. So jou safety systems in jou kar is nie gedesign vir jou om 320 km te ry omdat hy kan. Dit is gedesign vir jou om by die spoedreëls te hou of by padreëls te hou en dan sal hy dit mitigate
wanneer daar moeilikheid is. Jy het ook 'n pre-tensioner deesdae in jou kar en so ek sal almal aanraai, dit kos iets soos R45 om 'n safety belt cutter aan jou sleutelring of in jou kar ergens te hê waar jy hom kan bykom, Ja. sodat as dit gebeur dat jou pre-tensioner, want hy trek jou vas, so jou airbag kom uit, jou pre-tensioner skop in en die idee is dat jy stadig die airbag skop. Yes. As daai pre-tensioner ingeskop het, sukkel jy om die airbag en dit is hoekom baie mense sê moenie jou seatbelt dra nie, want jy gaan vassit in jou kar. Jy moet jou seatbelt dra, maar jy moet 'n cutter of 'n skêr of enigiets hê wat binne bereik is sodat jy hom kan knip en uitkom as daar regtig moeilikheid is. Ja. Dit is minder as 1% van gevalle waar mense actually dood is as gevolg van die feit dat hulle nie hulle seatbelt kon loskry nie. Okay. So al daai systems werk saam om jou te beskerm teen 'n decent spoed. as 'n safety belt jou in jou skouer inskeer tot teen die been, jy te vinnig gery vir jou safety belt. Dis maar eintlik so. So baie van hierdie goed is maar net spoed. Ja, maar mense op daai oomblik redeneer nie so nie. Dit is nou is dit die airbag se skuld en dis die safety belt se skuld en dit is glad nie die man wat die voet op die petrol gehad Ek het het nie. net nou die dag gekyk want ek wil vir al my vriendinne van daai safety belt cutters koop. So ek kry 'n safety belt cutter. Hy's 'n hamertjie wat die venster breek. Ja. En 'n cutter om die safety belt af te sny. Want met 'n skêr is dit moeilik. 'n Safety belt is nie gemaak om net te en so dat jy kan uit die moeilikheid uitkom. Julle op daai punt wil ek net vir julle sê, hier op TikTok is daar 'n maatskappy wat daai safety belt cutters met die skêrtjie, met daai hamertjie, daar's onder andere 'n selfverdedigingstool. Daar's 'n vletjie aan weet ek. Ja, daar's 'n hele klompie goed wat aan 'n keyring vas is wat jy kan bestel en ek wil sê sit dit aan jou weet of jy in jou sleutels kan sit, maar hang dit ergens waar jy in jou kar waar jy dit maklik kan kry. Hoopelik val dit nou nie met die impak ergens in nie. Nina, weet jy wat gebeur ook baie en ek het dit nou weer gesien toe ons van Mamasbury af gekom het. So jy ry jou spoed wat jy moet ry, né? Maar voor jou is daar nou iemand wat nou besluit hy sal op sy selfoon praat. En op 'n pad waar jy 120 moet ry of 100 moet ry, sit hy 60. Nou mense frustreer die ou wat agter jou en agter jou en agter jou is. En dan vat hulle In hulle moerin. So wat gebeur? Hulle vat kansse en dis net daar waar die ongeluk gebeur. Ek stem 100%. So moenie dink omdat jy stadiger ry wanneer jy 100 mag ry of 120 mag ry, omdat jy stadiger ry, jy gaan nie 'n ongeluk gaan veroorsaak nie. Jy gaan juist teen 'n ongeluk veroorsaak want jy is besig om mense agter jou te frustreer. So daar's 'n klomp goed en ek dink die idee wat jy het Nina, deur 'n page op te maak waar jy mense 'n bietjie educate rondom dit, dink ek is 'n baie goeie idee. Ek dink as jy kan gaan kyk op YouTube, daar's video's waar die firefighters miskien die controlbox van die airbags raak sny of so terwyl hulle en daai ding deploy. Dit skiet 'n full-grown firefighter in full gear deur die dak of deur die agteruit van die kar. Hy kom met soveel krag daai. So dit is hoekom jou kind nie op die airbag kan lê nie. Want toe gaan hy agteruit uit. Ja. Dis hoekom jou kind moet asseblief nie tussen die voorste sitplekke sit nie, want waantoe gaan hy as jy vinnig rem trap? Skiet deur die vooruit. Reg uit hierdie vooruit. So en dan kan ek mos die hoor piep kry as jy vasgemaak is, maar jou kind sit los langs jou. Ja. Net om maar die piep stil maak. Jy moenie die piep stil maak nie. Dis daar om jou veilig te hou. So as jy dan nie jou kind gaan vasmaak nie, moenie jouself vasmaak nie, want nou gaan jy huil as ek op die toneel kom, want jy het oorleef en jou kind is dood en dan moet ek met daai situasie deel en ek wil nie. Ja. So beskerm asseblief julle kinders. Nina, Die nuwe car technology is goed en wel om jou te beskerm, maar dit maak die kar ook baie meer onveilig as jy nie weet hoe jou systems werk nie. Ja. Nina, en ook ek sien baie ouers wat kinders in 'n karstoeltjie voor in die kar vasmaak. Ja, verkieslik nie. Jou opinie, net jou opinie, nie. Verkieslik nie, as jy hom wil kan sien of wat ook al, sit hom liewer op die agterste sitplek links agter sodat jy kan terugkyk en hom sien. Ja. Maar daai airbag of baie van die karre se airbags kan afsit. Ja. Jy kan die airbag afsit voor in die kar. So as jy jou kind in die sitplek voorsit, maak seker die airbag is af, maar weet ook 'n raak 'n missiel om deur die vooruit te gaan. Ja. So ek verstaan hoekom mense deesdae 80 ry op die freeway want mense het nie geld vir petrol nie. Ek verstaan al hierdie dinge. Ek werk in hierdie gemeenskappe. Ek sien hoe swaar gaan dit daar buite. Ja. Maar gee pad dan maar uit die ander kar se pad uit. Moet nou nie in die geel lyn in wil gaan omdat jy nou aspris is of Ja, dink nie of nie op speeltjies kyk of wat ook al nie. Ja.
wees maar net considerate, ons verstaan dit gaan swaar buite, maar consider ook dat daar mense is wat haastig is ergens heen, wat dalk op pad is na hospitaal, toe jy weet, mense weet nooit waartoe mense. Ek ken nie ander mense se situasies nie. Lerie sê, ek is so bang om in 'n kar te klim terwyl ek nou swanger is, want daai safety belt sit nie reggie. Hy moet onder jou maag sit, so onder jou maag om jou bekkenbeen sit, en bo jou maag, so jy kry daai amper soos 'n safety belt klip, wat jy kan trek waar jy hom wil hê, of kyk net jy jou safety belt kan baie keer stel in jou kar. Yes, teen die kant, so oor jou maag, nou, jy moet net nie oor jou maag loop nie. Daar het jy dit, Lerie, so dan verkieslik, hy moet nie boor jou maag loop nie, aan die onderkant sy het nou mooi vir jou verduidelik, sy het basies gewys waar hy moet loop, en dan ook bo oor, maar nie oor jou maag self nie. Ek verstaan presies waar jy vanaf kom, dit is maar gevaarlik. Maar en dan sê sy ook, jy kry deesdae 'n mirror, wat jy kan stel, of wat jy kan opsit, wat jy direk agter kan sien, sodat jy jou oog kan nie heeltyd op jou baba wees. Jy wil nie ook reg agter jou hê nie, want as jy regsdominant is, in jou kar en jy kom in die moeilikheid gaan jy trek met jou regterhand. So jy trek jou kar basies uit die pad uit en dan swaai die kar se gat om. So dis altyd die gevaarlikste om agter die drywer te sit. Tip. So gaan nooit weer agter die drywer sit nie. Maar dit is maar net gevaarlik in 'n kar en klaar, daar's soveel goed. As jou kar byvoorbeeld toegestaan het vir die dag, die plastiek mag gee soos 'n giftige gas afses. Verstaan jy so vensters op te maak dat hy eers ventileer. Okay. Voordat jy ry. So daar's so baie dinge deesdae wat jou aanval in die wêreld. Klein goedjies eintlik. Yes. Wat maak nou anties aangaan? Sy moet moderate en sy moet gou-gou vir my daai vrae ook gee. Want jy het weggeloop, jy het gegaan. Ja. Nina, as jy vandag terugkyk op jou lewe, sal jy dit weer so doen? Ja, definitief. Ek laat my job. My arme kinders lê daaronder, ek noem hulle mos weeskinders met 'n maag. Ja. Want maar jy pakka. En dan kan jy nie uit nie. Nee, kan nie uit nie, want sy staan agter mekaar. Dan moet sy nou maar bestendig gee dat jy net baadjies se sak. In haar baadjies se sak, dat jy net skuif gaan. Sorry sis. Waar was ons nou gewees? Kom maar, sal ek dit weer so doen? Ja, my arme kinders kry net swaar, want as ons op 'n ongeluk afkom, ons het maar systems in plek, so hulle ken eintlik ook nie beter. Iemand het eendag my gesê, dis 'n lewe vir 'n kindie, maar hulle weet nie van anders nie, so dit is maar hulle is. Dis so toe hulle daar gekom het, was julle paramedics, hulle het groot geraak daarmee. So hulle sal weet, as ons by 'n ongeluk stop, toe hulle kleiner was, hulle sit in die kar en hulle kan net die kar oopsluit, as ek met hulle oogkontak maak en wys dis, want ek sal iemand bel, moet sê kom help hulle gou, kom haal hulle gou, hou hulle net hier of so. En daai opsig is ek gelukkig omdat ek in die platteland bly, ek het 'n letterlike village wat my kinders groot maak. So as ons gou moet uitgaan of whatever ook al, as ek miskien nou nie 7 uur kan uitval nie, dan sal ek net iemand bel en sê kry die kinders, dan word hulle gewoonlik gepad en gevoer en by die tyd wat ek by huis kom is hulle gereed op bed. So en nou is hulle ook al in 'n geval so groot dat nou sorg hulle vir hulle self, want jou een seun is in die hoërskool en die ander seun is in die laerskool. Hy 11 jaar gemaak vir sy pa kos. Hulle twee kan albei kos maak en doen wat hulle moet doen en hulle self kyk en so ja. En daarom is hulle gelukkig want hulle is independent. Hulle kan ons. Jy's baie gelukkig wat dit aanbetref. So ja. Maar ja, ek geniet elke oomblik van wat ek doen. Ek het nog nooit spyt gewees oor wat ek doen nie. Dit was op 'n stadium moeilik, maar dit was as gevolg van mental issues. Ja. Maar ek het 'n baie goeie sielkundige en ons ken mekaar baie goed. So en die meeste paramedics doen maar, ek meen jy moet maar 'n bietjie sielkundige behandeling kry as gevolg van die dinge waarmee jy op 'n daglikse basis deel. Ja, vroeër jare was dit maar jy taf tyd en jy sorg vir jouself en so aan, maar daar's nou baie groot dryf daarna toe veral. Ek is nou in die universiteit saam met die mense waar hulle vir hulle sê en ek ook vir hulle sort dit uit vandag eendag. Maar seker jy het iemand wat jy mee kan praat, 'n sielkundige raad gee, help wat ook al. Want anders is dit jy later aan met 'n PTSD geval. Ek gaan in elk geval met PTSD, so jy moet leer om daarmee saam te leef. So ek het al so 2 keer groot senuweeneendagstortings gehad en dit is hoekom ek lyk soos ek lyk. Dis hoekom ek fikser is as wat ek lyk. Want hulle het my vir 'n rukkie op antidepressante gehad en ek sukkel om my gewig af te skit, maar ons sal daar kom. Julle hierdie vrou stop fiks, sy draf die ding dood. Sy spring uit helikopters uit. Sy flippend is er op die see by die rescues. Sy gaan saam met die firefighters.
jy kan nie glo nie. So dis is die ander ding wat ek ook baie graag vir mense wil sê. Mense moenie altyd mense kyk en judge op wat hulle sien nie. Want jy kan jouself baie mis. Daar's 'n ander ding in my lewe. Daar's hierdie dun lyn tussen dood en lewe wat meeste mense nie besef nie. En so Ja. as ek nou vandag moet kies tussen die chocoladekoek en die ek gaan baie keer sê ag, eet die chocoladekoek want ons weet nie of môre daar gaan wees nie, want dit is letterlik die waarheid. Ja. So dis ook iets waarmee ek verskriklik baie sukkel is om nee te sê wat ek weet. Dis in 'n oogwink verby. Yes. So dit is maar moeilik, maar Nina, ons het net vir jou vertel, ons het gisteraand 'n bietjie, ons gaan net gou so klein bietjie op 'n ligter noot gaan, maar tog ernstig, want die antwoord gaan baie ernstig wees. So ons het net vir Nina vertel, soos ek julle nou gesê het, ek en Nina kom baie jare saam, die beste part van 20 jaar. plus ja. Plus. Maar die beste part van 20 jaar. Nina het op stadium by my geloseer. Ek dink sy was toe al 'n volle paramedickie. In elk geval, so ons kom 'n lang pad saam. Sy is vir my soos 'n dogter in die huis, baie lief vir haar. En ons obviously net vir haar vertel wat 'n eystervrou, né? Erna, definitief. En net het ons vir haar vertel, ons het gister een van my sangeres vriendinne is in die Kaap en ons het gister 'n bietjie saam met hulle gekuier. En dan voel ons nie vanoggend so lekker nie. Toe sê sy, weet julle wat drank kan 'n mens doen? Nou, op daai noot, ons praat nou oor paramedics en ons praat oor dit. Onthou, hierdie mense leer eintlik maar alles wat dokters seker ook leer, as ek dit nou so kan sê. Ek weet nie hoe drasties dit verskil nie, want Nina, die jare wat ek jou ken, leer jy nog die hele tyd. Ek dink as jy vir 'n dokter moes gaan leer, het was jy nou seker al 'n spesialis op 'n dokter, seker nou al by hierdie tyd. Maar sonder dit wat ek nou van my kant af sê ek 'n grappie, ons almal vat 'n drankie op sy tyd en net gou op 'n ligter noot. Wat doen alkohol aan jou selle in jou liggaam? Ja. Op 'n ligter Vir noot. een, sorry. Ja, nee, maar nie vir my skoppie hoor, dis okay. Vir een, jy voel so siek omdat jy dehydreer basies en die alkohol flas basically die suiker uit jou lewer uit. So die alkohol vat basies alle suiker uit jou. Maar op 'n cellular level het ons jy produce energie deur wat ons noem die electric transport chain. Ja. En van daar is jou byproducts van production is water en carbon dioxide. Ja. Maar wanneer jy te veel alkohol drink en die liggaam dit moet probeer detox, dan maak hy allerlei gifstowwe in plaas van water en carbon dioxide. En dan moet daai gifstowwe deur jou lewer afgebreek word wat basies onmoontlik is. So dit vat hopeloos te lank. So as jy 1 of 2 drankies elke nou en dan drink, dan het jou liggaam tyd om dit af te breek en uit te werk en skoon te maak en so. Maar wanneer jy te veel drink, dan vergiftig jy basies jouself en jou selle het nie, dis hoekom jy so lam en naar en mislik voel, jy het geen energie nie, want in plaas van energie te produce hy die giftige byproducts. Ek verstaan. En so die selle het nie energie om mee te doen wat hulle veronderstel om te doen. So die feit dat ek dink, ek drink vir 4 maande nie 'n druppel drankie, en as my vriendin kom kuier, dan kyk ek of ek kan inhaal vir die 4 maande wat ek nie gedrink het nie, is nie 'n goeie idee nie. Drink dan maar eerder 1 of 2 drankies 'n dag. Nooit 'n goeie idee om te veel te drink nie. Okay, dis maar net ietsie ligs julle. Daar is 'n manier om so al die babbelas te voorkom. Dit gaan nie die vergiftiging voorkom, maar jy kan voor jy gaan slaap soos 'n goeie hoeveelheid ten minste 1 liter suikerwater drink. Okay. Om jou lewer te help. Om daai suiker weer net terug te sit en om dit ek het dit al probeer, want Ina het al probeer om my dronk te maak. Dit het nie gewerk nie. Slimmer as dit. So terwyl hulle die volgende oggend babbelas gehad het, was ek fyn want ek het heel nag suikerwater gedrink. Ek het net geweet, ek gaan nie môreoggend voel soos Daisy onthou die suikerwater storie. Okay, Larrie sê, yes, so daai tyd toe ek nog gedrink het, want Larrie is nou die gultjie wat sanger is, een van Randy se vriendinne, het ek charcoalpille gedrink voor ek gaan kuier het. Wat doen die charcoal? Ja, ek sal moet kyk, maar dit behoort, ek dink charcoal ethanol is een van die contraindications vir ons om charcoal te gee in vergiftiging. Is dit? So, ek sal vir jou moet kyk, maar ek is nie seker of die charcoalpille die alcohol storie. So die idee van alcohol, van activated charcoal is nie, dit absorbeer nie wat jy geëet het nie, dit adsorb, so dit trek die gif aan op
op sy molekule op Yes, en yes. skreek jy dit as fisies. Okay. Maar dit moet actually 'n stof wees wat kan bind op jou Ja, appel. So, ja. En die probleem met ek wat 'n job wil gee vir iemand wat 'n oordosis gevat het, is as hulle vomit en daar Dankie, kom Dave. in hulle longe vir een of Ja. ander rede. Not good. Very bad. Oh my damn. Okay. Voordat ons by die vraag kom, wil ek gou net daar was nou 'n ander vraagie wat ek vir jou wou gevra het. Wat is die beste raad wat jy sal gee? Kyk, ek is self 'n hartpasiënt. Ek het self 2 hartaanvalle, 2 daai uitmekaar uit gehad. Ek het 'n triple bypass gehad maar dit gaan nie nou hier oor my nie, dit gaan nou oor die vraag wat ek vir jou wil vra. Wat is die beste raad wat jy vir iemand kan gee as hy voel is in die moeilikheid met 'n hartsituasie? Ja. Ja, so gewoonlik het 'n hartpasiënt ons daai sordelpille. Ja. Dit moet jy altyd by jou hou in gedagte. As oral is vog, hoe gaan ek dit nou sê? So dit hou nie van vog nie, dit hou nie van lig nie. So elke keer as jy jou botteltjie oopmaak, dan verloor die pil iets wat van sy werking. So ek kan nog nooit verstaan hoekom hulle vir jou 50 pille in 'n bottel gee nie, want dit gaan sy werking verloor. So as jy dalk 'n nuwe voorskrif kry, gooi 2 of 3 van die pille in die bottel en hou dit sodat die ander toe bly en droog bly. Okay. En dan kan jy net elke keer weer in daai botteltjie ingooi, Yes. sodat jy nie al jou pille op een slag elke keer oop en toe maak. Ek verstaan. Dis hoekom dit altyd in so 'n bruin donker glasbotteltjie gekoop Ja. om in 'n plastiek houertjie, maar die idee is om dit droog en uit die lug uit te hou. Ja. So maak seker jy het altyd jou pille by jou. Wat die meeste mense drink in elk geval 'n halwe Disprin deesdae op 'n dag. Some reason. Ek weet ook hoekom ons nog nooit 'n halwe Disprin geproduseer het, hoekom ons hom nog elke dag deurbreek, maar anyways. Kom mense, hier is vir julle idees, hoor. So ek wil sê hou altyd en ons het op ons bedkassie Disprin. Maar ek wil nie hier gaan en dan kom ek in die moeilikheid omdat ek vir hulle gesê het. Ja. Vat 'n Disprin as jy voel dis daar iets nie. Want daar's kontra-indikations, so jy moet verkieslik nie swanger wees nie, jy moenie minder as 13 jaar oud wees nie, jy moenie 'n gastric ulcer of 'n ding hê nie. Jy moenie ander bloedverdunners drink nie, jy moet self van voor vandag dit gedrink het nie. So daar's 'n klomp kontra-indications, maar wat ons gaan doen as jy niks van daai kontra-indications is, die oomblik as ek daar kom en ek dink is ek gaan ek jou Disprin. Okay. Dit maak nie jou bloed dun nie. Asseblief dit nie, waarvoor doen dit? Ja. Wat dit wel doen is dit keer net dat die bloed 'n klont kan so moet maar 'n klont kan vorm. So die plaatjies in jou bloed wat die klont vorm, kan jy mekaar vassit nie. Okay. So dit maak dan as daar besig was om 'n bietjie van 'n klont te vorm in een van jou hartare, dat hy nie groter raak. Ek So verstaan. dis die idee wat agter die Disprin. Maar ja, bel asseblief onmiddellik. Baie mense Kom so gou as moontlik by 'n dokter of by 'n hospitaal. kry wat hulle voel is 'n hartaanval en dan wag hulle 3 of 4 dae en dis letterlik hartmas. Tyd is hartmas. So hoe langer jy wag, hoe meer van dit gaan doodgaan. Dit kan 'n klein hartaanval wees wat jy nog veroorsaak om 'n groter te wees om in 4 dae wag. Ja. So ja, kry maar liewer hulp. En dis waar hulle praat van jou hart het skade gekry. En dis wanneer jou hart se werking al hoe minder en minder begin raak, En dan kry jy wat jy nou maar versaak. Yes, okay, alright. Real Talk with Yolanda, Anina, hallo, hi. Hier's weer van jou mense op hierdie live is wat jy gedink het die gaan wees, né? Dis op TikTok. Of mense wat jou ken. Wel, mense wat jou ken. Anina is 'n baie bekende persoon teen die Weskus. Maar dit lyk vir my sy het kom bekend raak in die Kaap ook. Hallo, ek het 'n vraag. Hier's 'n paar mense wat 'n vraag het. Hallo, Manelli. Okay, julle, ek gaan gou ons vra. Duis gaan jy gou vir my daai vrae net nader bring. Ek gaan gou vir Nina ons vrae vra en dan gaan ek gou 'n 5 minute gee vir julle om vir haar vrae te vra. So hang gou vir my vas, Pikkewyn en Sonneblomhuisie en dan gaan ek gou vir Nina vra. Die eerste vraag het ek nou vir jou gevra, want ek gaan verby hom gaan. Hoe bly jy kalm in 'n emergency, in 'n noodgeval? Of raas dit hier binne jou? Ons word letterlik geleer om, ons noem dit 'n tobie dak. So bo op die water lyk jy so kalm soos 'n walm. Onder die water paddel jy soos 'n dak hou. Ja. So die ding is as ek daar aankom en ek paniek, gaan jy paniek en ons wil nie dit hê nie. Ja. So kry ek dit reg?
nie altyd nie. Ek meen as ek op 'n toneel aankom eerste en daar's 12 mense wat seer gekry het, dan paniek ek, moet baie eerlik wees. Ja. En ek sê ook altyd ek het vir my klasmaats ook gesê, om te huil in daai situasie is iets wat ek gereeld doen. My trane drup op my pasiënte, I don't care. Ja. Solank dit jou nie keer om te doen wat jy moet doen nie. So doen wat jy moet doen om te cope in daai situasie. Ja. Maar moet net nie op werk nie. So Yes, hou yes, jou protokol gelukkig word dit so in jou ingedrul dat jy is veronderstel om outomaties te reageer Ja. sonder dat jy te veel hoef te dink daaroor totdat jy En jy bly 'n mens. Ek bedoel ek verstaan daar skree 12 of 80 stemme in jou kop ook, want jy bly 'n mens. Yes. Okay. Jy het eintlik hierdie vir ons min of meer antwoord, werk jy saam met die polisie, werk jy saam met firefighters? So, in die platteland is dit heeltemal anders as in die stad. Hier's honderde resources in die platteland werk ek baie naby met die polisie en die brandweer, want as ek byvoorbeeld alleen is, want ons het soos 2 ambulanse en 200 km onder werk. As ek alleen op die toneel aankom, het ek die polisie en die brandweer en almal nodig om my te help. Ja. Tot tyd en wyl daar nog mense kan aankom om te help. So ons werk baie close saam, ons train saam, ons braai saam, ons is vriende daar. Julle is 'n groot familie eintlik. Ja. Sê gou vir my heeltemal nou af van die vrae gedeelte af. Jaws of Life, is dit altyd in die ambulans of is dit 'n aparte rescue bakkie wat Die rescue bak, ja. Jaws of Life? Okay, alright. Wat's die moeilikste part van jou job? Kinders. Ek weet waaroor te dink, kinders. Kinders breek my in stukke. Dit is net, ek kan nie, hulle breek my hart. Kinders moet nie siek wees nie. Ek verstaan glad nie, hoekom, daar's genoeg ou mense om siek te wees, Ja. jammer, maar Feite? hoekom moet kinders so verskriklik siek wees? Hoekom moet die kinders so swaar kry tans, die malnutrition, die neglect, dit is verskriklik daar buite. Ja. Ek kan nie veel in woorde verduidelik. Die ambulansdiens het wat ons noem 'n ride-along program. As jy enigstens belangstel, dan kan jy die vorms gaan invul, die non-disclosure teken en dan kan jy op die ambulans gaan werk en gaan kyk waar daai ouens actually ingaan en hoe hulle actually behandel word en gevloek word en geskel word en hoe die kinders lyk, hoe die omstandighede waarin mense deesdae lewe. Vir my is moeilik as jy by toneel aankom in 'n diabetes en 'n diabetiese koma, van sy het net nie kos gehad om te eet nie. Of mense drink nie meer hulle pille nie, want hulle het nie kos om te eet nie, so nou voel hulle moet nie hulle pille drink nie. Ja. Dit is rof daar buite. Mense kry bitter swaar. So ja. Bakkewyn, voordat jy gaan, vra gou vir jou 'n vraagie voordat, want ek sien jy moet nou vir 'n dokters check-up gaan. En dan gaan ek my laaste vraag hierso vra en dan was daar nog iemand, Sonneblom of iemand wat ook 'n vraagie wou gehad het of 'n vraagie wou gevra het. Hou gou vir eers van so vas. So Bakkewyn, wat is daai vraagie wat jy gehad het? Voordat dan sal ek nou weer hierdie kant aangaan. Goeiemôre almal wat join. Ons gesels met Anina, sy is 'n paramedic. Sy het 'n bietjie vir ons meer kom vertel vir ons. Dit net so 'n bietjie meer dat ons kan weet. Jy weet, mense sien paramedics loop en dan dink jy, daar loop 'n paramedic, maar jy besef nie wat in daai mense se lewens aangaan nie en waardeur hulle op 'n daaglikse basis gaan en. Okay, dit lyk vir my Lerie is klaar weg. Die ander persoon wat die vraagie gehad het, Sonneblom, jy kan ook jou vraagie, nee, wag, hierso vra sy. Die pins en needles en hande wat dood is in swangerskap, gaan dit weg want dokter sê dis normaal. So dit gaan gou hier oor as swangerskap. Ek moet vir julle sê, dis die een ding wat ek vir julle kan sê. Ek kan nie vir julle sê hoe baie keer was ek al saam met Nina, waar mense die oomblik as hulle hoor sy is 'n paramedic, dan het hulle 'n mediese vraag. Maar Nina, kan jy vir haar min of meer antwoord? Het jy 'n antwoord vir haar? Ja, dit kan so baie dinge wees. Dit kan nou wees dat jou bloeddruk dalk 'n bietjie laag is, wat iets is wat met swangerskap gebeur. Dit kan wees dat 'n senuweetjie ergens vaskry. Nee, ek sê vas, sy sê jammer. Ek sê daar sê fout nie, dis ek kan nie diagnoseer nie want ek ken jou en ek kan jou nie ondersoek nie, maar dit kan wees dat dit die bloeddruk is, dit kan wees dat dit 'n senuweetjie is wat vaskry, dit kan so baie dinge wees. As jou dokter happy is daarmee, dan behoort dit fyn te wees. En dit behoort weg te gaan as hy sodra die gewig weg is. Yes. Ja. Okay, dan Sonneblom, jy kan solank jou vraagie vir ons struktureer. Ek wil net gou hierdie laaste vraagie wat ek vir Nina wil vra. Nee, ek wil nog oor die mental health praat, Nina. How do you know what to do so quickly? Hoe weet jy dat jy so vinnig ondervinding. Is ondervinding. Dit is maar net en dan met coping skills wat my sielkundige my geleer het,
het ons gekom dat vir my is dit die beste om die ergste te verwag en dan daaraan te kom en dit is nie. As wat ek dink, ag nee, wag, dis net nog een, Ja. dan kom ek daarin en dan is dit groot gemors. Yes. So, ek beplan al as ek ry op min of meer inligting wat hulle vir my gee. So, Ja. ek onthou nie lank terug was daar 'n kar in die brand voor KFC in Vredendal Ja. en ek het al met die sleutel in my mond gesit om my cage oop te sluit, geweet waar sit die brandblusser. So toe ek stop, toe kon ek net die cage oopsluit, die brandblusser trek en begin spuit. Yes. So ek probeer min of meer beplan. Ek sal ook as ek weet na waar toe ek gaan, soos sê nou maar julle laat weet my daar's 'n kind in die water en ek ken die persoon wat gebel het of so wat ek kan. Hulle stuur vir ons mos nou 'n Ja. paar keer 'n naam of so. Of ek ken die mense van die plaas, as mos nou maar my area. Dan sal ek so lank vooruit bel en sê gooi net 'n ding en hy moet net float. Hy kan 'n rivier affloat, dis fyn, ons gaan hom haal, maar hou hom net oor die water. So Ja. ek sal probeer om dan te bel en ek ry nie, tensy julle voor my bly. Maar ek het al Hoensville te gery wat 'n 25 km rit is in 7 minute. So dit Yes. ek gaan my alles gee as mense my toelaat. Maar alles gaan oor tyd. Dit is tyd. Want ek So- bedoel 2 minute of 11 selfs seker 2 sekondes kan 'n verskil Ek maak. meen daai spesifieke dag het 3 seuns op een slag verdrink. So dis Jo. dis ja, ek probeer help. Ons gaan in die rond. Ek is so dankbaar ek het gister gesien. Daar's in ons area nou 'n NSRI. Dankie NSRI. Training swembad waar hulle die kinders leer swem. Wat nog altyd 'n droom van my was is om die kinders te leer swem sodat hulle net al kan hulle net hulle self oor die water. Jy kan maar dryf. Ons gaan jou gaan haal waar jy Ja. of iemand gaan inspring wat jy sien. Hulle moet net weet wat om te doen in daai situasie. So ja, Ja, want hoe meer jy verwoed, spartel en skrob, Hoe meer. Yes. ja. Rietjie vra, is dit gevaarlik om elke dag 'n harddisprint te drink saam met my hoë bloeddrukpille? Ek sal jou dokter moet vra daarom. Ek het geen geskiedenis nie, so dis Rietjie, ek is 'n hartpasiënt en ek drink 'n Myoprin wat ook maar 'n disprin is 'n harddisprint noem hulle hom, of hulle sê dis 'n harddisprint wat ek elke dag saam my hoë bloeddrukpil drink, maar dit's deur 'n dokter gekontroleer. So Anina is 'n paramedic, sy's nou nie 'n dokter nie. En so sy gaan nie vir jou dit gee nie, maar as jou dokter dit vir jou so voorgeskryf het, dan behoort jy geen probleem te of as jy hê. weer na die dokter gaan vra nie. Ja, of as jy teruggaan na jou dokter toe, maak net seker. Hallo Renier Steyn. Die laaste vraag en nou wat ek van jou het, dan gaan ons vir hulle 5 minute gee om ook vir ons net nog vrae te vra, is Madeleine het gevra, hoe tas dit jou mental health aan? Jy het nou al so stukkies daarmee vir ons gepraat. Jy het gesê jy sien maar sielkundiges, daai tipe van ding. Maar jy weet obviously, ek onthou daar's 'n storie wat jy my vertel het en ek sal dit dis iets wat van jou wat ek nooit sal vergeet nie, is die dag wat die die Olifantsrivier afgekom het en julle 'n baba uit die water moes gaan haal het. En dis nou ek is nou jammer. Hier doen ek nou presies wat hulle vir jou sê jy moenie doen nie. Moenie vir hulle vra wat se ergste wat jy al gesien het nie. Jy doen ek nou eintlik presies dieselfde. So ek weet vir 'n feit die kinders lê jou baie na aan die hart. Dis vir jou baie groot ding as jy sien dis 'n kind en so meer. Ja, wat maak jou mental health met jou? Ek kan nie onthou nie. Ek kan nie eens dit onthou nie. Maar wat maak jou? Ja, obviously het jy al daardeur gewerk as jy by daai punt is. Ek het al studies gelees waar hulle sê as gevolg van die hoeveelheid trauma wat jy sien, bære jou brein bære dit nie. Yes. Dis hoekom ek sê as jy my vra gaan ek nie weet wat my brein gaan uitbring vir daai dag nie. Ja. So maar saam met dit kom dat ek meeste van my lewe vergeet. So ek kan baie dinge nie onthou nie tensy jy my trigger om dit te onthou. Soos Yes. daar's groot goed wat ek sal onthou, maar ek sal baie dae gaan ek deur die foto's op my foon en ek kyk en dink dit was 'n lekker dag saam met die kinders, maar as ek hierdie foto gehad het, sou ek dit nie onthou nie. Onthou So dit nie. vergeet Ja. die meeste van my lewe. Ja. Omdat ek Maar ek dink dit is as gevolg van die job wat jy doen. ja, As gevolg van die paramedic. Hulle scan, jy kan gaan kyk en gaan oplees as jy Google hoe PTSD en trauma jou Ja. brein chemistry verander teenoor enigiemand anders se brein. Dis ja. Ja. Iemand vra hier, is mevrou 'n first responder? Ek is everything you want me to be. Sy is 'n paramedic, so first responder, ja, So, die die first een responder- onder andere. First responder kan enigiets wees van 'n level 1 buurvrou wat jou kom help tot Ja. ons doen die EFARS nou wat ons die community of CFARS community ouens leer om so lank te gaan help totdat ons op die toneel kan kom. Yes. Tot jou rescue, jou brandweer, jou polisie, Ja. almal van hulle is first responder. So ja. Yes. Ek val seker net uit. Sy's net
kom ons sê sy die papiere, Yes. waar 'n first responder seker dalk nie altyd die papiere het, want soos sy nou net vir julle verduidelik het, dit kan selfs jou buurvrou ook wees. Dit is baie cool. Ja, ek dink baie van ons dink dat iemand wat 'n paramedic is, dit is baie cool, maar ek dink dit is een van die werke wat die meeste uit 'n mens uit kan vat, sekerlik. As ek wel een ding kan vra, as jy op 'n ongelukstoneel kom, moet asseblief nie die persoon uit die kar uit verwyder of skuif indien sy lewe nie indien hy seerder gaan kry as jy hom daar los. So as die kar in die brand slaan, by all means. As hy in die middel van die pad lê op die freeway op die N1 of whatever ook al, en jy kan hom met die pad net sleep, by all means. Anders as dit, moet asseblief nie die mense skuif. Mense maak dit erger. Hy het miskien nou 'n bloeding ergens wat in die posisie waarin hy sit eers gestop het en jy beweeg hom en nou begin hy weer bloei of sulke goeie. So verkieslik moet hulle veral nie vat en in jou kar sit nie. Want as jy hom vat van daai intoneel en jy sit hom in sy kar en nou vir een of ander rede raak hy dodelik siek of decompensate soos ons dit noem of whatever ook al gebeur. Yes. Ons gaan jou kar seermaak om hom weer uit te kry. Want wat nou? Hoe moet ek anders te maak? So baie keer voel mense nie hulle nek het gebreek en jy skuif en nou gaan sit hy daar en besef jy skielik want 'n nekbreek beteken nie die ou se nek is af nie. Dit beteken nie die bene het gebreek. Dit kan stabiel wees vir daai oomblik tot jy hom skuif of dit bly stabiel tot jy hom in die ander kar sit, maar nou kan ek hom nie meer so laat ons hom net liewer een keer skuif. Ja. En jy wat weet hoe om hom te hanteer om hom te skuif. Ons het vanoggend gesien dat hulle 'n polisiekar uitmekaar geknip het want hulle die pasiënt uit die kar uitgehaal in die polisievoertuig gesit en toe kan hulle hom nie weer uitkry nie want hy is so beseer. Toe moes hulle die polisiekar uitmekaar knip. So as jy nie wil hê ons met jou kar knip nie, moenie die pasiënt in die kar sit nie. So verkieslik hou hulle maar net daar waar hulle is, hou hulle gemaklik, gesels net met die mense en 'n ongeluk is 'n prioriteit in geval. So hulle sal 'n ambulans van ergens anders af. Dis hoekom ek jou sê as jy jok vir die ambulans en hulle is op pad na 'n minder ernstige geval toe wat jy gejok het, hulle gaan in elk geval die ambulans trek en na die ongeluk te stuur. Ja. Yes. Dit is 'n liefie ja. Rikkie, jy moet net vir ons daar, jy het vir jou gesê, jy moet net weer vir ons jou vraag vra, want jy het geghost, ons sien net, jy sê skus hoof. So ergens het jy gevra en toe jy 'n verkeerde woordjie gespel, maar hy het hom nou geghost, so ons kan nou nie sien nie. So ek gee gou vir julle 'n geleentheid, intussen net wil vir Nina sê, baie dankie, dat jy bereid was om met ons hieroor te kom praat. Ek weet, dit is nie maklik nie. En ek weet jy love wat jy doen, maar daar is vrae wat 'n mens baie keer dink, ag, kan dit net by my verbygaan? Kan hierdie week net by my verbygaan? So, ja, ons wil net gou hoor wat sê Rikkie. Sy vra iets en sê sy skuis professie. Ja, so daar's ietsie en ons seentjie wat kan jy probeer nie maar so netjie bietjie anders te struktureer sodat hy dalk nie ghost nie Rikkie. Ek weet nou nie presies wat jy probeer sê nie. So, hallo julle almal wat hier is, ons gesels met Anina Bali, sy is 'n paramedic en sy vanoggend vir ons bietjie meer. Sê gou verskil, ek is net live gou. Sy vra in Engels, dalk gaan jy nie geghost word as jy in Engels vra nie. En Anina het vanoggend bietjie meer vir ons kom vertel hoe sy beland het. Sy sê ek het die grootste respek vir wat jy doen. Julle, ek dink in paramedics, en Nina, jy kan 10 van 1 van my hier ook antwoord. Ek dink in paramedics is dit dieselfde soos wat jy onderwysers kry, en soos wat jy IT mense kry, wat jy kry mense wat absoluut committed is tot hulle job. En hulle job is nie 'n job vir hulle nie, hulle werk nie 'n dag in hulle lewe nie, want dit is vir hulle lekker, dis wat hulle wil doen. Net so kry jy mense wat in 'n beroep is, onder andere paramedics wat eintlik nooit daar moes gewees het nie. Praat ek die waarheid? Ons kry net 'n salaris. Jy is net daaroor dat jy 'n salaris wil hê. Dit is al hoekom jy daar is. Dit is maar so geraak ons gaan. Ja. Shame. Hulle sê geniet julle dag verder, stuur groete vir ons TikTok paramedic, be safe. Be safe. Okay, so is daar enige iemand wat nog enige vragie het? Wees op die uitkyk as julle vir Anina wil gaan volg, sy is ongelukkig nie op TikTok nie, maar sy is wel op Facebook. As julle wil vir haar daar gaan volg om ook
te kyk om die inligting te kry vir wanneer sy die page oopmaak oor die tips en die raad en die alles, is julle meer as welkom om vir haar te gaan volg by Anina. Is jy nog op Nortier Bali. So sy's Anina Nortier Bali op Facebook. En julle kan share die foto's daarvan enige ongeluk. Ja, sy share nie foto's. Ek share is ek goed nie, dit is nie, dit ja. Sy sal die Facebook is meer vir haar training goed wat sy doen. Sal sy daar share en dan julle sal obviously foto's van haar kinders sien want haar seun is baie goed in sport. So julle sal 10-1 daai foto's sien, maar hoekom ek sê julle kan haar gaan volg daar is, want daar sal sy 10-1 aankondig, wanneer sy gereed is met die page wat sy wil oopmaak, waar sy vir mense tips gaan gee, oor, jy weet, moenie met jou voete op 'n dashboard sit nie, dra maar jou safety belt, daai tipe van ding. Ok, so julle kan met liefde vir haar gaan volg op Facebook, die van julle wat Facebook het, Anina Nortier Bali. Dan sê ek weer eens van Anina baie dankie, ek betaal vir haar in koffie, dis wat dit is. Dit is my groot eer, ek het ongelooflik baie respek vir Anina, oor dat ek weet wat sy op 'n daaglikse basis doen en waardeur sy gaan, en ek moet vir julle eerlikwaar sê, as ek 'n kyk hierso, as ek 'n paramedic moes gewees het. Ek is jammer, julle sou dit gemaak het, hè. Want as ek daar aankom en daar's 12 mense wat seer het, en ek moet kies, ek draai om 'n klim terug in die bus en ek ry. Ek weet nie waar nie, maar ek ry. Rarig. So, op 'n ligte noot. Anina, ons waardeer jou. Baie dankie. Jy doen wat jy doen en ek weet jy doen dit op jou beste. So baie dankie daarvoor. Julle moet 'n awesome dag hê en sterkte met die eksamen. Ek dink Anina is klaar geskryf, sy wag nou net nog 2 vakke. Nog 2 vakke oor. En dan wag sy nou vir 'n uitslag. So ons sit almal hier duime gekruis. Julle moet absoluut 'n fantastiese Woensdag hê. Ons gesels weer met julle asseblief as jy van Kaapstad surroundings is. Môre aand Palms, die hekke maak 6:00 oop, die show begin 8:30. Scallywag in the house. So ek hoop ons sien julle daar. Mooi bly hoor.